Hallo almal, welkom by Mathematics se video. Vandag gaan ons getallestelsels part 2 doen. Waarop gaan ons fokus? Ons gaan fokus op priemgetalle, saamgestelde getalle en priemfaktore. Wat is belangrik? Jy moet weet watter getal kom onder watse groep en jy moet elke groep se simbool ken. Faktore. Dis 'n spesifieke getal waarin al die ander getalle gedeel word. Soos 24 se faktore is 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24. Nou as jy wil dit graag neerskryf, gaan jy dan 'n groot F maak vir faktore, 'n klein 24 om soos aan te dui, jy gaan nou die faktor van 24 skryf. Is gelyk aan krullakkie 1 tot 24. Nou, hoe gaan jy weet of jy al sy faktore geskryf het? Ok, laat ek vir jou die manier wys. Jy gaan die eerste getal vat en die laaste getal vat. So 1 maal 24 is 24. 2 maal 12 is 24. 3 maal 8 is 24. En 4 maal 6 is 24. As elke een van die nou 'n maatjie het, dan beteken dit jy het al sy faktore neergeskryf. En as 'n getal nie 'n maatjie het nie, dan het jy dalk 'n fout gemaak. Dan moet jy net weer kyk of jy al sy faktore neergeskryf het. Priemgetalle. Dis 'n spesifieke getal wat deur 1 en homself gedeel kan word. Geen ander getal kan by hom ingedeel word nie. Soos 3 is 'n priemgetal omdat hy net deur 1 en homself gedeel kan word. Soos as jy nou hierso kan sien, 1 maal 3 is 3. En dan 5 is 1 maal 5 is 5. En daar is geen ander getal wat in hom gedeel kan word nie. Ons het nou gepraat oor priemgetalle, nou gaan ons net na die priemgetalle lysie toe. Jy gaan sien dit is 2, 3, 5, 7 tot en met 97. Al daardie highlight gedeeltes is 'n priemgetalle. Soos wat jy nou hierso kan sien, 1 is 'n uitsondering. 1 is glad nie 'n priemgetal nie. En 2 is jou enigste ewe priemgetal. En dis nogals cool om te weet dat 2 jou enigste priemgetal is. En dan as jy nou jou priemgetalle skryf, dan maak jy 'n P vir priemgetalle, is gelyk aan hakkie 2, 3, 5, 7, 11 ensovoorts. Jy hoef nie nou al die priemgetalle uit jou kop uit te ken, van 2 tot 97 nie. Nee, ken plus minus die eerste 5. En dit is 2, 3, 5, 7 en 11. Ok, nou kom ons by priemfaktore. Julle weet wat is faktore en julle weet wat is priemgetalle. So priemfaktore is net basically, jy kies net die priemgetalle van al die faktore. Soos hierso by 12, jy skryf jou faktore van 12 neer. En as jy wil jou priemfaktore hê, is dit 2 en 3. Al 12 se faktore is 1, 2, 3, 4, 6 en 12. Maar omdat 2 en 3 priemgetalle is, gaan jy net 2 en 3 skryf, dan gaan jy skryf priemgetalle van 12 is gelyk aan krullakkie 2 en 3, of jy kan sê 2,3. Saamgestelde getalle. Dis getalle wat meer as een faktor het, en om dit net in 'n maklike manier te verduidelik is, dis al die getalle wat nie priemgetalle is nie. Soos 4. Al sy faktore is 1, 2 en 4. Hy het meer as een faktor. 6 se faktore is 1, 2, 3 en 6. Hy het meer as een faktor. En 15 is ook 'n saamgestelde getal, want hy het ook meer as een faktor. En as jy wil nou skryf, nou die saamgestelde getalle neerskryf, gaan jy skryf
saamgestelde getalle is gelyk aan krulhakkie 2, 4, 8 ensovoorts, en dan sluit jy jou krulhakkie. Nou kom ons by die gekombineerde vraag. So jy kan hom nou pause die video en dan kan jy gou die vraag beantwoord. Vraag 1. Skryf al die priemgetalle neer en dan kan jy jou priemgetalle lysie nou hierso teken en als. Nou gaan ons al die priemgetalle skryf wat in hierdie krulhakkies is. Dan skryf jy P vir priemgetal is gelyk aan krulhakkie. OK. 2 is jou enigste priemgetal, ga jy aan. OK, dan sit 5 en dan sit 7 en jy weet dit is 11 en dan die res is nie priemgetalle nie. Dan gaan jy skryf 2 en 11. Vraag 2. Gee 2 priemfaktore van 21 neer. So hulle vraag gee 2 priemfaktore. Maar voordat ons die priemfaktore neerskryf, gaan ons eers 21 se faktore neerskryf. En 21 se faktore is dan 1, 3, 7 en 21. Nou uit al hierdie faktore gaan ons net die priemgetalle neerskryf. En die priemgetalle is 3 en 7. 1 is nie 'n priemgetal nie, dis mos 'n uitsondering. Dan gaan jy skryf. Priemfaktore van 21 is gelyk aan jou krulhakkie 3 en 7. Vraag 3. Gee 'n voorbeeld van 'n saamgestelde getal neer. Jy weet saamgestelde getalle is al die getalle wat nie priemgetalle is nie. Nou, voordat ons nou begin, gaan ons eers al die priemgetalle doortrek. En dit is 2, 5, 7 en 11. So die res is saamgestelde getalle, behalwe hierdie 0. Hy is nie 'n saamgestelde getal nie. So gee 'n voorbeeld van 'n saamgestelde getal, dan skryf jy uit. Saamgestelde getal en dan kan jy enige van hierdie getalle hierbo kies. Enige een van hulle. Dan sê jy 15. En ook 'n baie maklike manier om hierdie saamgestelde kan uit te figure is ook 15 kan deur 5 gedeel word. 21 kan deur 3 gedeel word, 33 kan ook deur 3 gedeel word.